die microfoon aan, daar is hy. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek gaan sommer die afkondigings voor die tyd doen. As nie baie nie. Ons vestig die aandag op die kollektes vanoggend tydens die erediens vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir emeritaatsversorging. Ons weet almal al wat is emeritaatsversorging. Dominikasie hoef nie vanoggend weer daaroor te praat nie. En dan volgende Sondag vir die diakonale bystandsfonds. Die verjaarsdag, vandag verjaar die Burger egpaar, Suster Irma Burger en broeder Primarius. Broeder Primarius is 81. Oom Hannes van der Merwe wat nie meer kan kerk toe kom nie, is al 91 vandag. In die week Suster Ansie Botha 83 en dan is daar nog 'n paar ander wat almal in die 70 is. Ek dink behalwe broeder Len van Eden. Baie geluk met die verjaarsdag, mag dit vir u 'n vreugdevolle dag wees en mag die Here ook die jaar wat vir u voorlê u seën. Dan daar is tee en koffie vanmôre. Ons vestig die aandag op die wegneem ete. Ons sal seker in die week weer verdere besonderhede op die koinonia sit. So hoenderroerbraai met noedels teen R60. U kan bestelling plaas. En dan is dit vir vanoggend. Ons verwelkom vir Dominee Cassie. Oukamp, ons ken hom almal. Dominee Cassie, het was 'n ruk hier by ons uitgehelp het. Het is altyd lekker om met Dominee Cassie te kuier. Ina is ook hierso. Ek weet nie waar, maar Ina is ook hierso. Ja, sit sy daar agter. Baie welkom Dominee Cassie. Dankie dat jy nog by ons wil kom kuier. En baie dankie dat jy vir ons die erediens vanoggend waarneem. Ons bede is ook dat die Here vir jou en Ina nog sal seën in die jare wat voorlê. Baie dankie. Okay. Ja, ek kan net noem, moeders en susters, Ina gaan Dinsdag 'n operasietjie kry. Het so iets gegroei in haar gesig wat toe nou kankeragtig is. Nou moet hulle dit uitsny en dan weer opvul. Die plastiese chirurg. Ons hoop dit gaan goed. En het moeder Piet gesê, ek mag nou nie praat oor emeritaatfonds nie, maar ek wil daarom vir u noem oor die duetfees. Ding het so 'n bietjie vasgehaak met reëlings oor die plek. Dit gaan wel deur die 18de, Saterdag die 18de Oktober. Die duetfees 2:00 die middag in die Staatsteater. Ons het nou 'n bietjie bevordering gekry. 2:00 die middag, dan is die verkeer al lekker stil daar in die middestad. En ons is 5:30 klaar voor dit donker word. En dit lyk heel beter daarso as dit byvoorbeeld in Sunnyside lyk. Jy kan gerus gaan in 2/3 van die opbrengs van die duetfees kom na ons gemeente toe en 1/3 gaan vir versorg met eer. Maar Rietjie sal sorg dat julle almal ingelig en opgecharge word vir die groot geleentheid. Hou dit gerus. 18 Oktober. Kom ons raak stil. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot lof van die Here. Psalm 92 vers 1 en vers 6. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet. 92 vers 1 en 6 en dan bely ons geloof. Yeah.
Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons gaan nou luister na die wet van die Here. Volgens se teks lees ek uit die 53 vertaling, die Psalm 90 waaroor die preek gaan. Kom ons lees die wet ook dan daar, Eksodus 20. En daarna antwoord ons met Psalm 130 vers 2 en vers 4. Ons ken Psalm 130, broeders en susters, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan. En as mens mooi na die Psalm kyk, dan is die nood waarin die digter verkeer sy sonde. Daarom ook, as die Here die sonde na reg wou gadeslaan, maar dan is daar by die Here vergifnis, en daarom is daar ook hoop. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur. Ons gaan in antwoord op die wet, sing ons Psalm 130, vers 2, 130 waar ons die wet waarin ons ellende sien, en dan ook vers 4, in Christus is daar verlossing, redding en hoop, 130, 2 en 4. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Vader wat in die hemel is, wat 'n genade voorreg dat ons hier in U teenwoordigheid saam kan wees. Dat ons tot U mag nader. Dat U ons seën, U woord vir ons gee, dat ons U kan aanbid. Here, want as U na regte met ons wou handel, na ons sonde, en die hoeveel kere wat ons van die pad afdwaal, dan sou dit nie moontlik gewees het nie, want wie kan, o Heer, een oomblik voor U bestaan, as U die sonde na reg wou gadeslaan. Maar ons dank U, dat ons tot U kom, in en deur Jesus Christus ons Here, Hy wat U wet volkome volbring het, Hy wat in ons plek kom staan het, en dat ons daarom kan sing, dat ons hoop, U heil breek deur, U het deurgebreek in Christus ons Here, wat vir ons na hierdie wêreld gekom het, wat vir ons mens geword het, en wat ons met U versoen het. Ons dank U, Vader, dat U ook by en met ons is, deur U Heilige Gees. U Gees wat spreek deur U woord. Ons dank U dat ons hierdie woord kan oopmaak, kan oordink, in ons harte kan bære, en dit weer saam met ons kan neem. Wees met hulle, o Here, ook in hierdie gemeente, wat daardie voorreg nie het nie. Ons dink aan broeders, susters wat siek is, wat in die hospitaal is. Wil julle naby wees, en krag en bystand verleen. Wees met hulle wat beproef word, hulle wat worstel met probleme en vrae waarvan niemand anders dalk weet nie. U, o Here, U alleen weet hoe hart en sinne staan daar binne as ek worstel in my leed. Wees so met elkeen. Vader, wees met hierdie gemeente. Ons dank U dat U woord hier kan uitgaan. Ons dank U dat ons as gelowiges steeds hier kan saamkom. Vader, gee ook groei en wasdom. Sterk vir Dominee Thuis vir sy taak, en elke broeder, elke suster wat hier in U diens staan. Laat ons waarlik bruid van Jesus Christus wees, wat toeberei word vir die bruilof van die Lam. Here, ons bid vir ons land. Wil U vir ons hier vrede gee, rustige bestaan. Daar is so baie dinge, Vader, wat kwel, misdaad, korrupsie. Wil U dit verydel? En tog wil ons U dank, Here, dat U vir ons tog goed is in ons land. Soveel volke wat hier saam woon, en dat ons ook in liefde met mekaar kan lewe. Verydel die werk van hulle wat ook onvrede wil bring en onrus. Here, dan is die wêreld ook tans in spanning, in oorlog. Wil U ook daar wysheid gee. Verydel, o Here, pogings tot heerskappy, tot selfgelding, tot terreur, en gee dat die volke in die wêreld ook voor U sal buig. Gee vrede. Gee nou vrede in ons hart, sodat ons, Here, U woord kan hoor, dat ons hierdie psalm wat U ook vir ons gegee het, ons eie kan maak, en daaruit kan leef. Neem weg wat skeiding maak. Vergewe ons sonde. Sien ons aan in Jesus Christus, U Seun, ook hier waar ons saam is. Lei ons deur U Gees
op 'n pad waar ons U wil doen met vreugde en oorgawe. Laat ons lewe tot U eer. Dit bid ons deur ons Here Jesus Christus. Amen. Ek hoor 'n fluit. Moet ek nie daaroor bekommer wees nie. Broeders en susters, ons kyk vanoggend na Psalm 90. Die enigste Psalm wat ons het van Moses. Ek lees dit soos ek gesê het in die ou 53 vertaling, deels ook maar oor die bekendheid van die uitdrukkings daarin. Net 'n bietjie water kry. Ekskuus. Die opskrif is die verganklikheid van die mens. 'n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister as dit verbyskiet en soos 'n nagwaak. Weggespoel het U hulle. Hulle word 'n slaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit en spruit weer uit. In die aand sny mens dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur U toorn en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborgde sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur U grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar. Of, as ons baie sterk is, 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlug daarheen. Wie ken die sterkte van U toorn en U grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here. Tot hoe lank? En ontferm U oor U knegte, versadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin U ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knegte sigbaar word en U heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Ons kyk na die Psalm, broeders en susters, ons teksvers is vers 12. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kom ons sing nou dele uit hierdie Psalm. Ons sing van Psalm 90, vers 1, vers 2 en dan vers 9. Vers 9 is vir my so mooi Psalm, kom ons lees 'n deel daarvan voor. Die gebed: laat ons U werk aanskou wat nooit beswyk nie. Laat van ons kroos U heerlikheid nie wyk nie. Gebed vir ons kinders.
Laat oor ons aanlig al u lieflikhede. En Heer, verhoor ons in ons laaste bede. Bevestig by die onguns van die tyd. Bevestig tog ons werk in ewigheid. Psalm 90, ons sing daarvan vers 1, 2 en 9. Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Om iets te tel, broeder en suster, kan 'n besondere betekenis hê. Dink maar aan die uitdrukking, tel jou seëninge. Dit beteken, moet tog nie vaag en hastig daaroorheen kyk nie. Gaan sit, bekyk dit mooi, neem dit in, waar dit vandaan kom, heroriënteer jou lewe in die lig daarvan, tel jou seëninge. Of tel jou woorde, weeg elke woord, oorweeg elke woord. Dat kan die betekenis en die implikasie daarvan, laat dit nie ligtelik uit jou mond uitgaan en seermaak en stikkend breek nie. En nou ons teks, leer ons om ons dae te tel. Gaan sit, kry perspektief op jou lewensdae. 'n Gebed dat dit nie ligtelik by ons moet verbygaan nie.
tel dit, kyk hoeveel daar is, gebruik dit reg. Ag, jy weet, broeder en suster, as ons jonk is, wie tel dan sy dae? Dis mos 'n leeftyd lank, dis bekommernisse vir die ou mense. Gaan as ek bietjie persoonlik kan raak, toe ek was 60, ernstig siek geword, aneurysme in die brein. Ja, jy voel nog sterk en jonk en jy dink nie aan die dinge nie, maar laat dit gebeur, dan tel jy jou dae, dan word dit kosbaar. Jy gaan maar met 'n volle spoed deur die lewe, totdat jou karretjie met 'n skok tot stilstand geruk word. Polslag 30, benoud, kort asem in 'n hospitaalbed. Dan tel jy jou dae. Is dit vandag? Is dit oor 'n week? Hoeveel gaan die Here nog skenk? As ons oud is, dan tel ons dae. Dan dink ons dikwels benoud, partykeer ontnigter en selfs depressief oor hoe min dit is wat dalk nog oorbly, oor die kortstondigheid daarvan. Vroeër of later tel ons dae, maak geen fout nie. Maar nou leer Psalm 90 ons om te bid, dat ons dae op 'n besondere manier sal tel. Leer ons om ons dae so te tel. Ja, daar is tel en tel. Daar's die verkeerde tel van die jong mens, ag, daar's nog baie. Daar's die verkeerde tel van die ou mens, wanhoopig, alles wint, alles verniet, soos die prediker sê. Wat is dan die regte tel van ons dae, sodat ons 'n wyse hart mag bekom? 'n Hart wat dinge in die regte, ware perspektief sien. Dit is waaroor hierdie enigste Psalm van Moses handel, Psalm 90. En nou is dit asof Psalm 90, jy kan hom mooi weer deurlees, eintlik in 2 dele bestaan, en hierdie bede, ons teks, is die skernier tussen die 2 dele, wat dit eintlik bymekaar bring. Aanvanklik kan ons sê, betreur en bekla Psalm 90 die kortstondigheid van die mens. Hoe min ons daar is. Oor die resultaat, broeder en suster, van ons dae te tel, letterlik, hoef ons nie verder as Psalm 90 te soek nie. Ons dae is min. Dit is kortstondig. Kyk na vers 5. Die mensekinders, in die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die aand stem is dit af en dit verdor. Vers 9. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Vers 10. Die dae van ons jare daarin is 70, of as ons baie sterk is 80 jaar. Gou gaan dit verby en ons jaag daarheen. Broeder en suster, dis mos die taal van die skrif. Kyk maar na ander psalms ook. Psalm 91. Die mens se leeftyd vlug en kort. Psalm 89, gedenk o Heer, hoe swak ek is, hoe kort van duur, hoe nietig my bestaan, die dood wink ieder uur. Psalm 103, die mens soos gras is al sy lewensdae, 'n blom wat ons aanskou met welbehae, maar wat kortstondig is en baie teer. Sodra die rukwind oor die veld gekom het, dan knak die steel wat lustig daar geblom het, dis weg. Sy staanplek ken homself nie meer. Ook op ander plekke in die skrif, beelde wat die skrif gebruik vir ons lewe, dis soos 'n damp, 'n skadu, 'n droom, 'n blom wat verwelk, 'n tent wat opgerol word, 'n kruik wat stikkend in die put val, 'n handbreedte, 'n draad wat afgeknip word. Kortstondig, inderdaad.
Broeder en suster, dis die eerste resultaat as ons dae tel. Dis min. Dis bitter min. Kyk maar na jou eie lewenspad. Jy is nog jonk vandag, pas getroud, begin met 'n gesin, en dan net mooi nes geskrob en jy's al in jou middeljare. En nog so 10 of 15 jaar in die vleur van jou lewe en die aftakeling word al duideliker. Hoe gou gaan ons nie op in die suksesse in die lewe van ons kinders nie, en ons kleinkinders nie. Is dit nie miskien omdat ons juis besef, ons eie jare gaan verby nie. Genade van die Here dat iets vir ons ook in hulle kan voortleef. 'n Blywendheid waarna ons soek, gryp ons in die geslagte wat die Here vir ons gegee het. Ons dae is min, die lewe is kort. Dis meer as 'n kliseë. Dis 'n werklikheid. En daarvan sing Psalm 90. Broeder en suster, Psalm 90 betree nie net die kortheid van ons dae nie. Kyk 'n bietjie mooi. Die digter stel dit teenoor die ewigheid van God, ons eie nietigheid, God se ewigheid. Hou dit vas. Anders kon ons hierdie Psalm nie verstaan nie. U was, o Heer, vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek en gevare. Voordat die rotsgeberge was gebore, voordat U die aarde voortgebring het, van ewigheid tot ewigheid, is U God. 1000 jaar is vir U soos 'n dag van gister as verbyskiet, soos 'n nagwaak. Teenoor ons kortstondigheid, God se ewigheid. God is bo die tyd verhewe. U enkele wese, U is vir ewig God en Heer, altyd dieselfde, oneindig groot. U is die Alfa en die Omega, daar's nie begin en einde nie. Dis die onmisbare perspektief. As ons daar reg wil tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ons kortstondigheid, maar God se ewigheid. Daar wat nie getel kan word nie. 1000 jaar daarvan is soos een dag. Maar nou gaan die Psalm nog 'n entjie verder. Die kortstondigheid van die mens. Dis nie maar 'n toevalligheid nie. Dis nie maar net 'n skepingsmatigheid nie. Dis die resultaat van God se oordeel. God se oordeel oor die sonde van die mens. Die mens is nie geskape om te sterf nie. Hierdie Psalm sê dit, ons vergaan deur U toorn, deur die grimmigheid word ons verskrik. Ons sien ons ongeregtighede voor U. Wie ken die sterkte van U toorn en U grimmigheid? Broeder en suster, as jy jou dae tel en die kortheid daarvan sien, hoe min dit is, teenoor God se ewigheid, weet dan dat dit nie van die begin af so was nie. God het die ewigheid in die hart van die mens gelê. Weet dat die dood wat so abrupt en skielike einde aan ons lewe kan maak, wat van ons lewe, soos sê die doopsformulier, 'n gestadigde dood maak, dit het ons lewe ingetree het, die dag toe ons saam met Adam en Eva geëet het van daardie boom. Toe het God gesê, jy sal sekerlik sterwe. En dis wat ons ervaar. Hou ook in gedagte dat hierdie Psalm 'n gebed is van Moses. Hoor ons nie dalk daarin sy versigtinge daar in die woestyn nie? Toe 'n hele geslag, hy self ook, in die woestyn moes sterwe vanweë hulle wederstrewigheid en hulle ongeloof. Voordat die poorte van Kanaan kon oopgaan, 'n hele geslag wat moes verby. Inderdaad, 'n klag van die kortstondigheid van ons lewe,
vanweë die oordeel van God wat ons verdien. Moses kyk om hom heen en hy sien in ons nietigheid die oordeel van God. Hy sien die oordeel van God wat spoel oor 'n volk wat sy beloftes minag. En ons sien hoe dat Moses, ook genoem die middelaar van die ou verbond, vir sy volk by die Here intree, die nood voor die Here bloot lê. En net soos wat teenoor ons nietigheid die ewigheid van God staan teenoor ons sonde ook God se heiligheid, die troue, ewige, heilige God. En dis die dinge wat ons moet vashou as ons daar tel, hoe kort dit is teenoor God se ewigheid, hoe sondig ons is teenoor God se heiligheid. As ons dit besef, het ons al ver gevorder op die pad van ons daar te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Dat ons sal besef, hierdie lewe skiet verby, maar God is vir ewig. Dat ons sal weet, dis ons sonde, ons eie gebrekkigheid en opstandigheid, wat die heilige toorn van God oor ons laat kom het, en hierdie lewe kortstondig gemaak het. Wie dit nie besef nie, sal nie 'n wyse hart kan bekom oor die dae van ons jare nie. Wie die nietigheid van ons bestaan maar net sien as iets normaal, iets natuurlik, as 'n resultaat van God wat ons so gemaak het, gaan nie daaroor rus kry nie. Wie nie God se ewigheid raak sien nie, sal oor ons kortstondigheid ook nie perspektief kry nie. Wie ons eie sonde en gebrokenheid nie raak sien nie, sal die hart van ons kortstondige bestaan nooit kan begryp nie. Nou broeder en suster, dit is so belangrik. Wat is die antwoord dan daarop? Ons sal nooit die antwoord kry nie, as ons uit onsself daarna kyk nie. Psalm 90 eindig nie by die klaaglied oor ons sonde nie. Psalm 90 eindig by 'n man op sy knieë voor sy God. Psalm 90 is nie 'n klaaglied en dan is dit nou maar verby en ons kla oor die kort lewe nie, maar 'n gebed van Moses, die man van God. As jy jou daar tel dat jy 'n wyse hart mag bekom, dan word die res van die Psalm ook jou deel, die tweede deel. Die ernstige pleit van vers 13, keer terug, o Here. Die pleit, ontferm U oor die knegte. Vers 14, versadig ons in die môre met die goedertierenheid. En dan vers 15, 'n amper uitdagende smeking. Here, draai die geslag van die gety vir 'n slag om. Soveel jare as wat U ons verdruk het, gee ons nou soveel jare by. Die gebed van die Here oor ons werk, in vers 16 en 17, dat die heerlikheid van die Here oor ons kinders sal skyn, en sy lieflikheid oor ons. Dis die gebed binne in hierdie kort jare van ons. En daardie geheim, broeder en suster, dit het eintlik in vers 13 begin. Let mooi daarop. In vers 13 gebruik Moses vir die eerste keer die verbondsnaam van die Here. Soos dit in die ou vertaling met 4 hoofletters skryf, Jahwe, Here, ek is. Moses, hier midde in die klag oor die verganklikheid en die nietigheid van die mens, die toorn van God, sou hy dalk deur God teruggebring word na daardie dag, by die doringbos wat nie wou uitbrand nie. Toe die Here homself met hierdie naam, ek is wat ek is, aan hom bekend gemaak het. En die ek is, 'n naam is van sy verbondenheid, sy by ons wees. Toe die Here se verlossing, redding uit genade aangekondig is, ontferming oor sy volk.
die verbondsliefde, die trou van die Here, sy heerlikheid oor sy kinders. Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom, na alles, na die skokbesef van ons eie nietigheid en God se ewigheid. Beteken dit, Here, maak my hart en my oë oop vir u liefde, vir u verbondstrou, vir u goedheid. Laat die nietigheid van my bestaan, my tog nie opgaan in swartgalligheid en laat verval nie. Laat ek nie verval in die prediker se alles te vergeefs, alles omniet nie. Maar laat dit my roep en vasgryp aan u genade en u trou wat nooit beswyk nie. Want dieselfde God deur wie se toorn ons daar so kortstondig is ook die Here, die God van nabyheid, die God wat in ons nie net die lewe skenk nie, maar die ewige lewe. Hy is die God wat sy seun in hierdie wêreld gestuur het. God het hom wat ewig God is en was, het hy in hierdie kortstondige menslike bestaan ingestuur. Hier het hy ons onderwerp aan ons eie nietigheid en kortstondigheid. Nie op 70 of op 80 nie, maar kort na 30 het hy die asem uitgeblaas. Het hy vir ons die ewige dood gesterf. Die dood wat 'n einde maak aan alles. Maar het hy op die 3de dag opgestaan. En hy het oorwin, omdat daardie dood wat hy gesterf het, die betaling van ons sondes was, die volbring van die rekening voor God, daarom kon hy opstaan en weer die ewigheid in ons lewe indra vir elkeen wat glo. Daardeur maak hy van die dood nie meer die droewe einde nie, maar die deurgang tot die ewige lewe. En so is Psalm 90 eintlik ten diepste 'n gebed, 'n psalm oor Jesus Christus. Dit is so, broeder en suster, jy het dalk ook ervaar, ek kan dit self onthou. As jy daar op die hospitaalbed lê, mens benoud, pols van 30, dan sê jy vir jouself die psalms op. Psalms wat so mense gedagte opkom, 130, Psalm 121, die Here is my herder. En telkens, is dit nie so nie, broeder en suster, as jy die psalm so opsê en sê, dan kom die gestalte van Jesus Christus by jou op. Dan kom die goedertierenheid van jou herder, van die een wat sy lewe vir jou afgelê het, van die een wat vir jou die ewige lewe gegee het, kom dit by jou op. Jy sien duidelik voor oë, Jesus Christus aan die kruis. Maar ook Jesus Christus uit die oop graf en aan die troon van die hemel waarin hy opgevaar het. En dan besef ek, Christus is nie net in die psalms wanneer daar van die messiaanse koning gesing word, of daar waar ons tereg in ons beruiming 'n hoofletter gebruik nie, hy is daar op elke bladsy. Hy is die inhoud, die versigtiging, die ontknoping van elke psalm, van elke versigtiging waar daar in die hart van die kind van God kom. Hy is die sleutel, ook van Psalm 90, wat droefgeestig begin het, maar dan eintlik met 'n lofgebed eindig. Hy is die een deur wie die siddering voor God se toorn geword het, die gebed om sy lieflikhede vir ons en ons kinders. Hy is die een deur wie die futiele klaaglied oor 'n verskietende lewensdae 'n loflied word oor die gebed, 'n gebed vir God se heerlikheid vir ons en ons kinders. Dis die wyse hart wat ons moet bekom as ons lewens daar reg tel. Ons nietigheid
teenoor God se ewigheid, ons sonde teenoor sy heiligheid, maar in Christus, ons wat weer deel word, saam met God in sy ewige heerlikheid. En so word hierdie Psalm 'n oproep tot elkeen van ons. Tel jou dae. Moenie daaroorheen hardloop nie, onnadenkend nie. Tel hulle hoe min dit is. En hoor hom wat sê, vandag as julle my stem hoor, en sien die genadige ewige God, wat aan jou sy seun gegee het, wat vir jou die ewige lewe gegee het, sodat jou dae eintlik nooit ophou nie. Jou lewensdae wat jy gedink het nooit gaan eindig nie, waarin jy maar skatte bymekaar maak, waar mot en roes verniel, asof dit vir altyd is. Tel dit. En miskien is die heel belangrikste deel dan verlaaste. Dan is dit nie net 'n opdrag nie hier nie, maar dit is 'n gebed. Leer ons om ons daar so te tel. Want uit onsself kan ons nie. Ons het nie daardie manier van dink om dit so in te sien nie. Die Here self skenk hierdie perspektief aan ons. Uit onsself kyk ons maar vas teen die verganklikheid. En ons kyk vas teen dit waar mot en roes verniel. En ons besef dit nie. Uit onsself het ons nie die aptyt vir die skat in die hemel waar niks vergaan nie. God alleen kan dit vir ons gee. Deur sy Heilige Gees wat in ons werk deur sy woord. Ook vanoggend deur Psalm 90. Hy leer ons om ons dae te tel, ook in sy dade met ons. Jy weet, so op die volspoed van die lewe, dan glip dit so snel verby, dat ons dit nie eers raak sien nie. Dat ons voortjaag, groot wind van agter, maar ons weet nie presies waarheen nie. En dan roep God ons dikwels tot stilstand, en hy sê stop. Daar gebeur dinge op ons lewe, op 'n hospitaalbed of langs 'n graf. En hy leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Of hy doen dit vanoggend deur sy woord. Dit is per slot van sake die oproep, die appel van Psalm 90. Die gebed, maar daarom ook die voorneme, die onderwerping, tel jou dae. Gaan daarmee om met erns, dat jy 'n wyse hart mag bekom in ooreenstemming met God se wil. Maar meer as dit, bid. Bid saam met Moses. Here, leer my ook om so my dae te tel. Gee U vir my ook hierdie perspektief op my nietige lewe wat deur U genade die ewige lewe oorgaan. Leer my om my dae so te tel, dat U vir my die een en alles sal wees. U seun my enigste hoop, U Gees my krag en troos. U wat aan my kortstondige mens U ewige heerlikheid skenk. Leer my, Here, om my dae so te tel. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, hoe nietig is ons, maar U is ewig. Hoe sondig is ons, maar U is heilig. Maar ons dank U, Here, dat U in U troue verbond, trou en liefde U seun gestuur het om ons sonde weg te neem, om dit voor U te bedek, om die dood te oorwin, om vir ons die lewe te gee, die ewige lewe, wat nie kortstondig is nie, wat nooit verbygaan nie,
waarin geen onheiligheid is nie. Here, laat ons kyk na ons lewe as gawe uit U hand en leer ons om ons dae te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Die hart wat soek en gryp en ontvang die ewige lewe in Jesus Christus ons Here, wat dit vir ons verdien het, toe hy hierdie aardse lewe afgelê het. Amen. Broeder en suster, na die diens van barmhartigheid sing ons Psalm 103 vers 8 en 9. Het is goed dat ons weer mooi kyk na die verskil ook in die twee verse soos wat dit in die Psalm na vore kom. 103 vers 8. Die mens soos gras is al sy lewensdae, 'n blom wat ons aanskou met welbehae. Die rukwind wat oor die veld kom en sy plek ken hy nie meer nie. Maar dan vers 9. Maar God se genade en goedheid is oneindig oor almal wat hom vrees. Sy trou bestendig. Het reik tot aan die verste nageslag. 103 vers 8 en die groot maar van vers 9 na die diens van barmhartigheid. Ons gaan vers 8 so 'n bietjie sagter sing. In vers 9 kom ons uit met die loflied van God se maar.
Gemeente, ontvang nou die ewige seën van God vir ons lewe. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.